Eerstens wil ek weer eens sê, baie dankie vir almal wat hier is, maar so ook Rocco, vreeslik baie dankie. Ek dink het saak eintlik dat ek nou jou moet opkom. Ek meen, dis mos nou nie fair nie. Maar julle gaan my nie glo nie, net soos wat hy buite sy comfort zone is ek ook nogal buite my comfort zone, en hierdie tipe verrigtinge is nou nie iets wat ek gereeld doen nie, en as ek sê nie gereeld nie, is dit my eerste keer. Ek het al by skole bedien en by die kerk bedien, en ouers partymal baie gemakliker daar waar jy meeste van jou tyd aanwend. Maar kom ons doen om julle. Nou die idee vir vandag is 'n ding wat eintlik al 'n wyle op my hart lê. As ons gaan kyk wat met mans daar buite in die wêreld aangaan. Ons sukkel om ons plek te kry, ons sukkel om te weet waar ons inpas. En ek seker al van baie van julle het ook nie 'n regte bedul gehad waaroor vandag gaan nie, hoekom julle hier is en wat ek vir julle gaan vertel of met julle gaan meedeel nie. En dit is nou regtig nou nie die tipiese ou grappies van 'n vrou se voete is korter dat sy nader in 'n wasbak kan staan of sy trou in wit dat sy kan pas by die skottelgoed wasser by die wasmasjien kan pas nie. Maar die realiteit waarin ons leef, en veral ons as mans, moet ons besef dat chaos is op ons voorstoep. As ons kyk hoe die wêreld om ons uitmekaar uitval en ons sien hoe die strukture verander is, moet ons weer eens besef, dis tyd dat ons as goddelike mans begin opstaan. En dis tyd dat ons plig moet begin doen volgens God se wil, as ons enigstens in hierdie samelewing wil oorleef, wat vorentoe vir ons wag. Nou, vir my is dit belangrik, of jy nou getroud is hier, of jy nou nog nie getroud is nie, want ek weet jy's 'n paar jong manne wat nog ongetroud is, hierdie gaan vir jou net soveel waarde toevoeg, as jy op die dag kom wat jy besluit op 'n bruid, en hoe jy met daai bruid gaan maak. Nou, die begin vir my met hierdie ding, laas jaar het ek so met dit begin vroeg, het kom seker al so van Oktober maand af, en dit kom eendag by my op dat manlikheid is eintlik 'n geskenk van God af, maar ons word in hierdie wêreld geleer dit is. Daar word terms gebruik, soos byvoorbeeld toksiese manlikheid, en ons moet sagter raak, en jy moet nie minder wees, en ek is baie jammer julle, maar dit is 'n geskenk en 'n gawe wat die Here vir ons gegee het, en as hy vir ons die titel van hoof en priester gegee het, is dit tyd dat ons so begin leef. Nou, die eerste ding waaraan ek wil aanraak hier vandag, dat julle my hart net kan sien, is, ons lewe met selfmoord in ons gemeenskappe meer as wat ons wil erken. Nou, ek gaan vir julle so 'n paar statistieke gee wat nogal scary is, maar ek is amper seker daarvan, daar's nie een man wat hier sit, wat vir my in alle eerlikheid kan sê, so gedagte het nog nooit deur jou kop gegaan. Waar die lewe vir jou so hard geraak het, dat jy nie 'n uitkoms gesien het nie, en ek het dit al soveel keer gesê, jy staar in hierdie tonnel af, en die enigste lig wat jy sien is daai trein wat nog op pad is. Jy sien nie 'n uitkoms nie. Nou, ek het daai punt bereik in 2017. Op my knieë voor die Here en niks werk uit nie. Alles waarin ek vat vol. En dan kom op 'n dag wat ek besluit, ek is amper soos Jonah, dis tyd dat ek gaan. Dalk as ek uit die pad uit geruim is, kan my vrou en my kinders weer optel en aangaan. En soos die Here dit bewerk, die dag voor ek van plan was om dit te doen, dit was uitbeplan, die hele my brief was al getik. Kom my vrou op my brief af in my dagboek. En sy stap so in die badkamer in met my seentjie op haar heup, en sy sê vir my, ek het jou brief. En ek verstaan nie eers waarvan sy praat nie, want sy was nie veronderstel om dit te kry nie, want hy is gewerk. En sy vra vir my, hoe kan jy dit aan ons doen? En ek besef, ek het hierdie vrou so teleurgestel, maar die krisis waarmee ek sit, is sy verstaan nie waar die reg gaan. Dit maak nie vir haar sin dat ek bereid is om op te gee nie. En die fout is, ek het my uitkoms in die wêreld gaan soek, en ek het my ore uitgeleen aan wat die wêreld vir my gesê het, hoe ek dit moet hanteer. Nou, hartseer statistiek, wêreldwyd, pleeg 700,000 mans selfmoord per jaar. Dit los ons met 2500 mans per dag. Suid-Afrika alleen, 14,000 per jaar, 23 per dag. Elke uur pleeg 'n man in hierdie land selfmoord. As julle dink in die tydperk wat ons net hierso was, volgens hierdie statistieke, het daar ten minste al 2-3 mans hulle self in die lewe gebring. Die fout wat ons het, is ons luister na sekulêre sielkundiges, en sekulêre sielkundiges het 'n wye verskeidenheid van goeders wat hulle jou leer. Die fout lê gewoonlik nie by jou nie, dit is by die samelewing, dis by jou pa, dis by die, dis by daar. Die probleem is, jou sekulêre sielkundiges gaan nie een keer vir jou sê, gaan op jou knieë voor jou Skepper. Hulle gaan nie een keer vir jou sê, as jy 'n uitkoms soek, gaan soek jou uitkoms by God. Soms is die beste uitweg
om stil te word op jou knie. Die probleem is, ons lewe in 'n era waar alles vinnig is. Ons soek dit nou. Dan kyk ek na Jesus se voorbeeld waar hy vir 40 dae en nagte bid en pleit vir God. Vas bid en pleit. En die slotsom van Jesus terwyl hy daar in die wildernis is, Here, U wil en nie myne nie. Nou die probleem hoe ons tot op hierdie punt gekom het, en ek gaan vir julle nou 'n skyfie wys waarvan ek baie hou, want dit is 'n baie bekende skyfie. As iemand dalk my net die lig daar sal afso dankie hoor. Hierdie skyfie sê vir ons, hard times create strong men create good times create weak men, and weak men create hard times. Die hartseer realiteit is, ons is by die laaste ene wat sê, weak men create hard times. Die lewe het so goed en so maklik en so gemaklik geraak, dat ons op 'n punt gekom het waar mans nie meer mans is. En die hartseer realiteit is, die wêreld is daarop uit om ons manlikheid by ons weg te neem. Dis vir my so hartseer as ek besef, ons sit partymal en toekyk hoe dit gebeur om ons. En ons sit op hierdie stadium met 'n generasie of 2 wat sag is. Ons sit met 'n generasie of 2 waar ons besig is om die vrugte te pluk. Want die goeie tye het eintlik slegte mans tot bewerking gebring. Julle weet as ek kyk na hoeveel mans nie meer hulle huise in orde wil hou nie, en hoeveel mans deesdae te bang is om net 'n man te wees, om net te staan vir dit waar jy moet staan. Nou hierdie probleem het nie skielik gebeur nie. Nou so 'n paar jaar terug het Gillette 'n ding uitgebring, ek weet nie hoeveel van julle het dit gesien nie. En die hele ding het gegaan oor toxic masculinity. Nou die ironie wat Gillette hierso gedoen het, is hulle het hulle grootste mark aangeval. Dit het hulle biljoene dollars gekos, maar die hele ding het daaroor gegaan dat mans is nie meer veronderstel om mans te wees nie. En nou sal julle sien, daar so beeld hulle die mans nou uit wat daar by die braai staan en die een daar regsbo is 'n ou wat 'n vrou wil chaaf en dan keer die ou hom. So asof hoe anders moet ons vrouens bereik as jy enkel is. En hierdie een die linksbo is 2 seentjies wat stoei en ag tog hulle mag tog net nie stoei nie. Want dit gaan ons nou teen manlikheid want dit is toksies. En weet jy dat ek uit boonste ene so kyk terwyl ek hierdie ding aan mekaar sit, dink ek terug in 'n geval toe ek in matriek was. Raak ek eendag in 'n vuisgeveg betrokke. Nou vir dies wat my beter ken sal weet, ek was nogal 'n besige laaitjie gewees toe ek jonger was. Maar hierdie man weet vir my. Kyk, hy slaat vir my ook so toe ek kan nie die ding sien nie, maar ek klim maar in die kar in die middag. En my pa se eerste woorde is, "Weet jy so gewetter," maar hy het dit nou nie so mooi gestel nie. En my pa spring agter in die kar in en hy sê, "Oom, daar ry hy." Min wetend het ek self baie staan geweet, hierdie ouetjie was eintlik 'n SA bokser gewees. Nie dat hy my slat het ek nie deur my oog kan sien. My pa's agter hom aan. Want hoe durf ek 'n fight verloor? Trek die ouetjie af, hy forceer my uit die kar uit en hy sê, "Roan, jy maak hier klaar." Nou dink ek, hoor jy, wat verstaan jy? Ek kan nie eers fokus nie, maar ek moet nou hierdie fight verstaan en klaar maak. Maar wat ek op daai stadium het daai ding vir my glad nie sin gemaak nie. En as ek nou sê daai ding, dan bedoel ek my pa se aksie het nie vir my sin gemaak nie. Dit het nie vir my sin gemaak hoekom my pa verwag van my dat ek met 'n shiner sit, ek kan nie sien nie, maar hy verwag ek moet uitklim, opstaan en 10 weer eens geneek word en hy sou kyk met dit. En weet julle, jare later sit ek en ek sê vir Simon, hy weet jy wat dit maak vir my die eerste keer sin. Ek was flippend klein geweest. Tot en met matriek was ek die tweede korse ouetjie in my standaard. So ek was 'n shortie en my pa het besef, as hy my nie taaf groot maak nie, gaan ek geboelie raak. So al moes ek soms bietjie klippe kou en al moes dit soms vir my moeilik gewees het dat ek geneek word en my pa dit nie kan aanvaar nie, het hy na die groter prentjie gekyk. En ek is vandag dankbaar vir dit. Al was dit nie lekker nie, al was dit nie lekker dat 'n SA bokser vir jou slat dat jou knie knak nie, maar my pa was bitterlik bang dat hy 'n swakkeling gaan groot word. Nou die probleem is, julle kan een ding sê van daai generasie en ek glo pas daai generasie wat so grens toe gestuur word, het bietjie nok gevat, maar een ding wat julle nie van daai generasie kan sê nie, is hulle was nie sissies. Die generasies voor ons was taaf gewees. Daar was niks vir hulle te veel gewees nie, hulle kon enige probleem aanpak en hulle kon dit uitsorteer. En oor die jare het dit al hoe sagter en sagter en sagter geraak. En dit is daar waar ons tot by krisis gekom het, dat ons nie meer weet waar ons vandag inpas.
Want ons mag nie meer kinders so groot maak nie, ons mag nie meer kinders dissiplineer nie. Ek dink in vandag se tyd, as iemand 'n video moet neem waar my pa 'n seun aftrek langs die pad en hy forceer my in die kar uit om klaar te maak, maar klaar my Ali gesien het, was hy op YouTube, op Facebook, op Instagram, en hy was toegesluit gewees. Nou die probleem hierdie is nie 'n hedendaagse probleem nie. Hierdie probleem, en ek is mal oor hierdie sê ding, hoe het dit gebeur? It started slowly and then all of a sudden. Dit het stadig oor die jare gekom en ewe skielik sit ons waar ons sit. Nou daai ding verwys onder andere dat as jy bankrot word en ons manlikheid het bankrot geword. Stadig en toe ewe skielik. Nou ek gaan nou 'n ding aanraak en julle gaan nou hoor hoe raak dit stil hier in die kombuis. Happy wife, happy life. Is iets wat indring op ons manlikheid en dis nie van God af nie. Ek gaan dit vir julle uit die woord van God uit vandag wys. 'n Huwelik is nie veronderstel om gebou te word op happy wife, happy life nie, want baie keer is ons as mans te bang. Ons opset ons vrou dat ons submit onder hulle, om hulle net gelukkig te hou, en dit is nie die fondasie wat God vir ons huwelike geskep het. Die tweede ding waarmee ons sit is, vanaf die 70s, het TV-programme daarop uitgegaan om die pa-figuur, die manlike figuur in TV-programme sag te maak. Elke een van hierdie skyfies wat julle hier sien, is 'n program wat heiliglik op televisie gewys word, en in elkeen van hierdie word die pa of as 'n lafaard, of as die grapgat, of as die grapkant van die joke, of die man wat onder sy vrou te staan kom uitgemaak. So van die 80s af, julle, en dis die tipe shows wat ons gekyk het, is ons sag gemaak sonder ons het besef. Ons het TV-programme gekyk wat vir ons geleer het, dit is eintlik okay as die man onder die vrou staan. Nou om julle 'n paar hoogtepunte hierso uit te wys. Onder andere, The Simpsons. Homer word uitgebeeld as onbekwaam, impulsief en kinderlik. Everybody loves Raymond. Ry is passief, onvolwasse en hy word oorheers deur sy vrou. King of Queens, Doug is lui, hy's clueless en emosioneel afgestomp. Married with Children, ek was mal oor hy show. Al Bundy is 'n verbitterde man, hy's verslaan en hy's altyd die hoofsaaklik die komiese effek in die show gewees. Honeymooners is voor my tyd. Was 'n vroeë voorbeeld van onbekwame man of eggenoot. Family Guy, Peter Griffin is aggressief, dom en onverantwoordelik, en so kan dit aangaan. In al hierdie shows word ons as mans as uitgebeeld dat ons hoort nie eintlik aan hoof van ons huis nie. Die ander fout waarmee ons sit is, daar's programme wat die dames kyk, soos Desperate Housewives, waar die eggenote elke keer swak is, hulle is misleidend of hulle is maas. Gilmore Girls, mans wentel rondom sterk vroue hoofkarakters in die hele show. This is us. Is die manlike kwesbaarheid word so beklemtoon dat die mans huil in elke episode. Is daar 'n man wat trane reghaal. 'n Ander show waar ek mal was, Brooklyn Nine-Nine, is mans altyd onbekwaam en die vroue is die bekwaames. The Office, ek is mal oor hierdie show. Is Michael Scott altyd die kinderagtige manlike figuur wat nie aan hoof kan staan nie. Parks and Recreation, is die vrouens in beheer, want die mans is te onbekwaam om die besigheid of die departement te kan bestuur waarna hulle is. En so gaan dit aan tot ons op 'n punt kom waar daar kindershows is. Waar Fairly Oddly Parents is die pa clueless en hy's altyd onderdanig aan die ma. Die probleem is, hierdie goeders het in ons onderbewussyn gaan vassit, ons het dit nooit besef nie. En dit is hoe hierdie taktiek werk. Ja, aan die ander kant sien ons weer dat die media en die shows wat die vrouens kyk, die rom-coms wat die vrouens kyk, gaan kyk 'n bietjie 'n fliek soos Titanic. Die vrou het 'n welgestelde verloofde wat mooi kyk na haar, hy kan vir haar toekoms gee, maar sy sal eerder vir die werklose boemelaar gaan en haar verloofde verneek en dit word geprys. Ons kyk na The Notebook, presies dieselfde. So die vrouens word geleer, sonder dat dit besef dat die man is onbekwaam en die man wat vir jou kan sorg is nie dit werk nie, gaan soek eerder die bam wat op die straathoek sit en nie vir jou kan sorg nie, want hierdie 15 minute van plesier gaan vir jou 'n wêreld van geluk bring. Die probleem waarmee ons sit, julle, paas en mans word altyd uitgebeeld as emosioneel onbeholpe, hulle is onproduktief, hulle is onderdanig aan die vroue, en hulle bekwaamheid word in al hierdie shows bevraagteken. Nou terwyl ek hierdie ding so voorberei toe dink ek, weet julle, die goed waarmee ek oorspronklik groot geword het, was goed soos daai. MacGyver, Rambo, Mensman. Hierdie manne was manne gewees. Hierdie het vir jou geleer dat die man is die leier. En hoekom ek Blue Bloods daar het, dit is die enigste show in Amerika, die top 100 shows heiliglik in Amerika,
is Blue Bloods die enigste een wat mans in 'n positiewe lig uitbeeld, en dis vir my ironies dat dit dieselfde ouers as Magnum P.I. aan stuur van die show. Ons kinders word nie meer geleer wat dit is om 'n man te wees nie. En weet julle, ek kyk hierdie so terwyl ek besig is, Airwolf, Knight Rider, en weet julle, die slide wat ek daaronder in het, is toe die jong mannetjies, the Beaches of Normandy, vasgevat het. 16, 17-jarige laities wat geweet het, 90% van hulle hardloop na hulle definitiewe dood. Hoeveel van ons laities vandag sal dit doen? Nou vra ek vir julle waar die verskil ingekom. Die verskil het ingekom in hoe die kinders groot gemaak word. Daai mannetjies, julle moet 'n bietjie dokumentêre gaan kyk oor Normandy. Ek sê nie hulle was nie bang gewees nie, maar hulle het ten minste die grit en die guts gehad om uit te klim op daai strand, en weet julle, meeste van hulle het dit nie eers 20 meter op daai strand gemaak nie. Dit is hoe daai era se mans groot gemaak word. Hulle was staf. Nou vir my is dit belangrik, julle, dat ek sien nie vir een oomblik om 'n goddelike man te wees beteken jy staan die hele tyd met jou vuiste omhoog nie. En jy gaan soek nie vir 'n bekleier nie, maar jy gaan ten minste die ruggraat moet hê om te beskerm dit wie God in jou hande geplaas het. Julle jong mans wat nog nie getroud is nie, God gaan een van sy dogters eendag in jou hande plaas. Jy gaan moet oppas en mooi kyk na dit wat die Here vir jou gegee het. As ons nie ons seuns en ons jong mense begin leer wat dit is om 'n goddelike man te wees nie, gaan ons 'n geval kry. Ek kyk 'n video 'n maand terug, 2 toeriste, man en 'n vrou, word, wat noem jy dit, ek wil sê gekaap, nie gemak. En wat gebeur terwyl hierdie ou besig is hardloop haar boyfriend? Tjoep, vat pad. Ander mans in die omtrek spring van hulle motorfietsse af en kom tot haar verdediging. Hierdie vrou fight vir haar lewe, haar man is gone. En toe dit begin de-eskileer, kan jy sien hoe kom die lafaard so om die hoekie teruggekruip en hy staan so en kyk vir haar en toe vlam dit weer op. Woep, waar gaan die man, maak spore. Nou dink ek, wat gaan fout in 'n man se kop, laat jy teen jou instinkte gaan, want jou eerste instink is beskerm dit wat vir wie jy lief is. Beskerm dit wat die Here vir jou gegee het en jou eerste instink is jy draai om in die hardloop weg. Wat vir my sê, daar is fout. En dis omdat mans geleer word dat dit oukei is om sag te wees. Ek luister bietjie na jong kinders, ek het 'n laaitjie wat nou 10 jaar oud is. Ons jonger was, wil jy 'n brandweerman, 'n polisieman, 'n soldaat geword het, onthou julle dit? Top Gun, en hier's daar een van ons wat ek hierso sien wat daai droom uitgeleef het, hy's nog in die army. Maar nou luister ek vandag wat ons laaitjies doen. Hulle wil influencers word, hulle wil YouTubers word, hulle wil op hulle 9de rugwervel lê en games speel. Nou vra ek vir julle, wat so toekoms het ons in hierdie land, as dit is die jong manne wat ons besig is om groot te maak? Ons gaan op 'n punt kom, julle, wat hierdie land uit mekaar uit gaan val, omdat ons as mans ons plig nakom nie. Nou gaan ek 'n ding aanraak, en ek het kritiek oor hierdie gekry, veral by die vrouens. Happy wife, happy life. Nou eerstens wil ek julle met my hart in dit hoor, ek wil my vrou gelukkig. 'n gelukkige vrou maak 'n ou se huwelik makliker, 'n gelukkige vrou maak jou huis lewe makliker. Die probleem is, as die dinamika so verander, dat die fokus slegs gevestig word op jou vrou se geluk in 'n huwelik, begin jou probleme reeds. Want my vraag is, wat gebeur die dag wat jy jou werk verloor en jy kan nie meer vir jou vrou voorsien nie? As sy nie meer gelukkig is, beteken dit jou huwelik het geval. Wat van die dag wat jou vrou in 'n depressie ingaan, want iets het skeefgeloop in haar lewe, dan het jou huwelik geval? Nou vir my is die groot ding hierso, net soos enige een van die partye verwag, hul geluk is gebaseer op hoe die ander persoon hom of haarself hanteer. So dit kom daarop neer dat ek sal slegs gelukkig wees met die vrou wat God vir my gegee het, as sy my gelukkig maak. So my geluk word op my vrou gebaseer, net soos wat jou vrou se geluk op jou gebaseer word. En die realiteit, manne, baie van ons kom op 'n punt waar ons onder ons vrou se gesag geplaas word, omdat ons konflik wil vermy. Ek is nie lus vir 'n dikbek vrou. Ek is nie lus vir 'n vrou met my beklei nie, so ek gaan maar eerder myself onder my vrou plaas. Die probleem is, ons vrouens staan ewe skielik aan hoof van ons huise. Ons wil partymal so onder die radar beweeg, dat jy submissive raak onder jou vrou. En julle, dit is nie hoe God dit vir ons ingestel het nie. Nou ek sê weer eens, ek wil my vrou gelukkig sien. Hoor my hart en dit gaan vra my vrou. Ek sal my pad uit gaan vaar. Weet julle, ek lees gesê nou die dag,
wat sê, a man will sacrifice his happiness for his family, and a woman will sacrifice a family for happiness. En ek sê gepla oor die tweede gedeelte nie, maar die eerste gedeelte glo ek is waar. Ons sal baie keer ons geluk ten syde stel, sodat ons vrouens ene gelukkig kan wees, en ek het nie 'n probleem met dit nie. Maar die probleem is, jou vrou se geluk moenie op jou gebou word nie. Want jy kan dink, jy's hoe grand, julle, ons gaan short kom iewers dan. Jy moet die leier van jou huis wees. Nou, hoe het God dit ingestel vir ons? God het ons ingestel dat ons moet lei in ons huise, en die primêre doel van enige huwelik, jong mans wat nog op pad is om te trou, die primêre doel van jou huwelik is, die wil van God is julle heiligmaking. Dit staan in 1 Tessalonisense 4 vers 3, geluk is dan die byproduk van gehoorsaamheid aan God, maar dit is nooit die grondslag van 'n Christelike huwelik. As jy jou huwelik gaan bou van die begin af om jou vrou gelukkig te hou, gaan haar huwelik nie die dik en dun tye waar jy 'n belofte gemaak vir God deurstaan nie. Daai slagspreuk impliseer dat 'n man se roeping is om sy vrou se emosies te bestuur. Hoeveel van julle het dit al try doen? Ons is anders gewaaie as vrouens. Vrouens is emosioneel, ons is nie. Ons wil 'n plan maak om 'n probleem op te los. 'n Vrou wil nie. 'n Vrou wil daaroor praat, sy wil daaroor huil. Julle, ons kan nie daai rol vertolk nie. Ons is nooit geroep gewees om dit te doen nie. Die skrif roep mans tot 'n opofferende, waarheidsgedreefde liefde, nie emosionele versoening nie. Ons was nooit geroep gewees om 'n sielkundige te wees nie. Ons is geroep om leiers van ons huise te wees. Nou wat vir my aansluit by dit in die skrif? Wat sê die Bybel oor dit? Sal ons kry in Efesiërs 5. Nou die eerste een is Efesiërs 5 vers 25. Manne, julle moet julle eie vrou lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor voorgegee het. Christus het nie altyd die kerk of sy bruid gelukkig gemaak nie. Hy het haar heilig gemaak. Dit is jou eerste roeping. Wanneer die huwelikse vrede afhang van een persoon se geluk, word emosies die maatstaf van besluite. So voordat ek 'n besluit neem as die leier van my huis, en ek eers my vrou se emosies in ag moet neem, en dalk dan die verkeerde besluit neem, en so wil ek julle ook vandag waarsku, manne, moenie besluite neem as jy op 'n emosionele plek sit nie, want dit gaan 10 teen jou in die alibi later. Die tweede ding is, as een persoon se geluk afhang, word konflik vermy ten koste van die waarheid. Ons vee hier goeders onder die mat in, want ek sê dis vir konflik nie, op 'n dag bars daai bom, en verstaan ons nie hoekom het my huwelik uit mekaar uitgeval nie. Maar as moet ek vir jare lank dinge onder die mat ingevee het, wat ek eintlik moes konfronteer. Die laaste ding is, dan word gehoorsaamheid aan God ondergeskik gemaak, wat beteken, ek is eers gehoorsaam aan my vrou, voordat ek gehoorsaam is aan God. Die Bybel leer dat ons wederwysige onderdanigheid en verantwoordelikheid in die huwelik het. 5 vers 21 in Efesiërs. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Happy wife, happy life skep die indruk dat die man alleen verantwoordelik is vir die huwelikse sukses. Die Here sê vir ons, albei is verantwoordelik vir die sukses van die huwelik. Die tweede indruk wat hulle skep is dat die vrou se reaksie nie aanspreeklikheid vereis nie, wat beteken, sy mag reageer soos wat jy wil, sy hoef nie aanspreeklikheid te vat nie, maar dit was jou verantwoordelikheid gewees. Dit is nie Bybels nie. 'n Christelike huwelik is bedoel om Christus te weerspieël, nie 'n mens se emosionele toestand nie. So wanneer vrede belangriker word as waarheid, word Christus vervang met gemaak. My advies, my eerste stukkie advies vir ons wat hier sit vandag is, maak Christus die middelpunt, dan volg ware vreugde. Soek eers die koninkryk van God, en wanneer albei huweliksmaats hulle aan Christus onderwerp, kom vreugde dikwels natuurlik voort, maar dit regeer nie die huwelik nie. Manne, ons gaan ups en downs sê, jou huwelik gaan eendag sterk wees, hy gaan eendag nie. Enige jong man wat nog in die huwelik gaan tree, moenie onder die illusie kom dat dit jou werk is om altyd jou vrou tevrede te stel en gelukkig te hou nie. Jou eerste verantwoordelikheid is altyd, maar altyd teenoor God. Jy moet 'n goddelike man wees. Die tweede punt, hoekom dit onbybels is, dit stel geluk bo heiligheid, emosies as gesag, geestelike leierskap word vervang met konflikvermyding,
En wederwysige verantwoordelikheid word ondermyn en Christus is nie meer die middelpunt van jou huwelik nie. En nou kom ons by wat die kruks vir hierdie hele ding vir my vandag is. Hoekom hierdie tema so na in my hart lê? Nou een van die redes is, as ek net aan die samelewing kyk, is dit vir my baie belangrik, want manlikheid word bespot, dit word as giftig afgemaak, dit word verdraai en baie mans voel deesdae te skaam om 'n man te wees. Dis vir my die hartseerste ding, as ek partymal met mans praat en hulle moet amper om verskoning vra, omdat hy iets gesê het of iets gedoen het wat doodnormaal is vir 'n man om te doen. Maar net nou trap ek op tone, net nou ontstel ek iemand, so ek gaan eerder 'n bietjie wegskram van my Godgegewe manlikheid af. En hoekom ek sê dis 'n geskenk van God af? Jakobus 1:17 sê vir ons, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skadewee van omkering is nie. Elke manlikheidsfaktor wat jy het, wat jou 'n goddelike man maak, is 'n geskenk van die Here af. Die Bybel sê dit vir ons. Nou hierdie aanbieding vandag gaan nie daaroor dat ons macho hoef te wees nie, en dit gaan definitief nie daaroor dat ons beheer oor ons vrouens hoef te verkry nie. Ek verpes dit as mans, die woord van God probeer gebruik om 'n vrouens te manipuleer of in 'n blik te druk. Dit is nie hoe 'n leier lei nie. 'n Goeie leier lei van voor af, en 'n goeie leier is bereid om die pad saam te staan. Jy sit nie agter en skree goeders vir die mense onder jou nie, want ons vrouens is nie om slawe nie. Maar in God se oë is ons gelykheid, daar's verskillende doele wel. Na vandag gaan ons doel moet vat. So hierdie aanbieding gaan oor ons onderwerp aan God, sy roeping uit te leef en om hom te eer. Nou die eerste ding is, ons sal sien in Genesis al, het God die mense gemaak en daar het hy al gesê, ek skaap 2, 'n man en 'n vrou. Hierdie nuwe dinge wat in die wêreld inkry, dat jy kies wat jy is absoluut te twak. Die woord van God sê, hy het ons na sy beeld geskape, die man en die vrou. Elkeen van ons het 'n verskillende doel. In Psalm 139 vers 13 sê dit, want U het my niere gevorm in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke en my siel weet dit al te goed. God het ons wat hier sit, manne, met opset 'n man gemaak. Manlikheid is nie van die kultuur waarin jy jouself bevind nie, dit is God se skepingsorde. Ons gaan nou 'n bietjie kyk hoe die duiwel besig is om hierdie skepingsorde te vervals en te vervuil, want dit is wat hy doen met enige ding van God. Hy maak dit na, dan vervuil hy dit. Genesis 2 vers 18. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen moet wees nie, ek sal vir hom 'n hulp kry. In Galasiërs 3 vers 28 sê dit, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus. Die verskil is, ons is gelyk in waarde, maar verskillend in rol. En dis tyd dat ons daai rol begin ernstig opvat. Nou, hoe definieer God manlikheid? Genesis 2 vers 15, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om te bewerk en te bewaar. Die eerste instruksie vir ons as mans, werk, voorsien vir jou vrou, voorsien vir jou gesin en bewaak en bewaar jou gesin. Kry 'n ruggraat, weet julle nou die oggend in ons huis is die krag af, maar ek weet dit nie. En dis al van die aand 11 uur af gewees en die yskas se ys begin smelt, maar ek hoor net 'n geval voor. En ek spring op en ek uit die bed uit. Ek weet nie eens wat wag vir my. Ons het eers al mans wat die vrou uit die bed uitskop om te sê gaan kyk wat gaan aan. Maar nou ons moet soos daai ouetjies van Normandy bereid wees om te sterf in jou gang sodat jy jou vrou kan oppas. Adam se vader. En weet julle wat ironies genoeg, hoe meer ek aan hierdie happy wife, happy life gedink het, toe besef ek, happy wife, happy life het ons gekry waar ons is vandag. Genesis 3 vers 6, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. En dan sal ons sien in Romeine sê die Here, deur een man het sonde in die wêreld ingekom, nie deur een vrou nie. Die fout wat Adam gemaak het is happy wife, happy life. In steede daarvan dat hy opstaan soos 'n goddelike man en vir sy vrou sê nee. Dit is nie vir ons betaam om hierdie boom te eet nie en ek as leier gaan nou vir jou sê nee, sê Adam dis okay. Wat gebeur is, hy is teenwoordig, maar hy is stil. Hy is daar, maar hy is onbetrokke. En weet jy dat die ironie van dit is, dan sal jy vind waar God vir hulle sê, dis tyd dat julle gaan. Sê Adam nie vir die Here, ag Here stuur my vrou uit nie, hy weet.
Hy het as leier geval. Hy het nie sy plig nagekom nie, julle, en daai selfde plig is op elkeen van ons se skouers hier vandag. En dan wonder ek nou, as ek nou so terugkyk, hy het nou sy vrou op daai oomblik 'n happy wife gemaak. Hoe gelukkig dink julle was haar lewe daar? Happy wife, happy life is nie van God af nie. Nou daarna met die sondeval sal meeste van ons weet, die dinge in die aarde ingekom wat God nooit wou gehad het nie, soos geweld, mishandeling, swak leierskap. Maar die een ding wat uitstaan in die manlikheid is, ons het twee tipe manlikhede ewe skielik gekry na die sondeval. Die een is die tiran en die ander een is die afwesige man. Nou die verskil is, die tiran wil alles beheer, hy regeer totaal en al met hardheid, sy vrou is onder sy eystervuis, hy gebruik vrees as 'n wapen, hy soek respek vir elke liewe ding, maar hy is nooit bereid om 'n opoffering te maak. Dis ook soms daai mans wat God se woord wil verdraai om sy vrou oor die kop mee te slaan, en eintlik is hierdie woord daar om jou vrou te help lei. Die afwesige man is weer die ou wat passief is, hy is onttrek. Hy is 46 jaar oud en hy wil eerder PlayStation speel. Hy wil konflik vermy. Hy is stil. Hy is maar die nice ou, maar hy is altyd getroud. Nou daar sal ons sien in Adam se fout, hy was self teenwoordig, hy was stil, hy was passief. Afwesigheid het daar vernietig. As hy gestaan het op die Godgegewe reg wat die Here vir hom gegee het, julle het ons nie vandag gesit waar ons sit. Nou weet julle vir my die mooi ding is, na die sondeval sal ons vind, God het nooit opgegee op ons manlikheid. Hy het 'n paar leiers geroep in daai tyd, en dan sal ons vind, hy het byvoorbeeld vir ons ouens gegee soos Abraham, Moses, Dawid. Hy het ons nie gekanselleer as mans, hy het ons eintlik verlos. Dan kom ons by die voorbeeld, en hierdie is die voorbeeld wat ek wil hê ons moet volg, is Jesus as die volmaakte man. In Johannes 1 vers 14 sê dit, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Jesus was volkome God, hy was volkome mens, maar hy het vir ons gewys wat ware manlikheid is. Weet julle, ons het hierdie era ingetree wat mense, Wally Baugen sê dit so mooi, hy sê sissified Christ. Ons het Jesus sag gemaak. Dan vertel hy, mense skep hierdie idee dat Jesus, he yearns for you. En as jy fout maak, dan breek hy sy hare en sê hy nee, Jesus sal jou breek. Jesus was nooit 'n sissie geweest. En weet julle, hy lewe in 'n tydperk waar mense hom openlik probeer doodmaak. Daar's fariseërs en skrifgeleerdes wat klippe optel en loop hy tussen hulle deur. Want hy was 'n man geweest. Hy het gelei. Hy het vir sy disippels gewys, al kom daar moeilikhede, staan jy nog steeds. 'n Paar punte in die woord. Hy het gespreek met gesag. Hy het wel emosie getoon. Hy was nederig. Hy was bereid om homself prys te gee vir sy bruid. Wat vir ons wys in manlikheid kan in krag en in sagtheid leef. Jesus en die fariseërs en die skrifgeleerdes aangevat en vasgevat sonder om te skuil agter sy bende van 12. Hy het as 'n leier voorgestaan en eers self die pad geloop. In Efesiërs lees ons weer eens, jy moet jou eie vrou lief hê, maar dan in Filippense sê dit vir ons, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om van God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, tot die dood van die kruis. Ons gehoorsaamheid aan God moet vir ons so belangrik wees, dat jy God sal dien tot die dood toe, want dit is 'n goddelike man. Ons sal in Jesus se lewe leer, dat gesag is onder God, nie in tirannie nie. Hy was gehoorsaam gewees aan die Here, en dit het hom 'n goeie leier gemaak. Hy het 'n doel gehad, en hy was getrou gewees tot die einde toe. Hy het selfbeheersing gehad. Manne, ons gaan partymal op ons lippe opbyt. Die bron van ware manlikheid was die gehoorsaamheid aan God, en dit het sy karakter gevorm. Sterk mans staan onder God se gesag. Sterk mans is bereid om die knie te buig voor die Here en te sê, God, gee my soms die krag, die wysheid. Mag ek soms stil raak voordat ek iets sê waar ek spyt gaan wees. In 1 Korintiërs 16 vers 13 sê dit, waak en staan in die geloof, wees manlik en wees sterk.
Julle weet in Spreuke is daar 'n paar sê dinge, die een is yster slyp yster en vriende vorm mekaar, in 27 vers 17 sê dit yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander. Wie jy jouself mee omring is bitterlik belangrik. Goeie vriende, Godvreesende mans, is die tipe mense wat jy in die lewe wil. Dan sê dit vir ons, jy moet waaksaam wees, jy moet staan in jou geloof, jy moet sterk wees en jy moet dapper wees. Bybelse manlikheid het integriteit, dissipline en morele waardes en standaarde. Jy moet lei met voorbeeld. Julle, daar's jong mans wat opkyk na ons besef dit nie. Jy kan nie vir 'n kind gaan leer wees 'n eerlike, godgesalfde man wie jy doen goed agteraf of onder die tafel. Weet julle, een van die grootste goed, en ek seker al van meeste van ons hier sal herken, jou pa is jou Here. Ek hoop so. My pa was op 'n tyd my Here, op 16 toe vang ek hom eerste keer saam met 'n ander vrou. En my illusie van my pa is net daar verbreek. Hierdie man na wie ek opgekyk het, hierdie godsman wat die leier van die kinderkerk was, hierdie man wat aan stuur van ons gesin gestaan het, laat my hom vang saam met 'n ander vrou en daai illusie breek, want ek besef, dis nie die toonbeeld en die voorbeeld van 'n goddelike man nie. Daai selfde verantwoordelikheid rus op elkeen van ons se skouers hier. Jy kan nie op 'n Sondag hier sê, Here, ek is 'n godsman, vir jou kinders sê ek is 'n godsman, en vir die lewe wat die Here in jou hand geplaas het. Jy moet met voorbeeld en in daad kan lei. In Micha 6 vers 8 sê dit, hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is, en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Kolossense 3 vers 19, manne, julle moet jou vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Doen reg, betoon goedertierenheid, wandel in nederigheid met God en beskerm, nie onderdruk nie. In geestelike leierskap, julle is Josua seker vir ons die mooiste voorbeeld en ons almal ken hierdie stuk. Josua staan waar hy moet kies, gaan hy die Here dien, gaan hy nie, in die Josua 24 vers 15 sluit hy af met daai woorde, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Manne, dit moet ons saakspreek wees. Maar dan dien jy met voorbeeld. Jy dien nie met skynhou nie. In 1 Timoteus 3 vers 4 tot 5 sê dit, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet hoe om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg en dra? Hierdie is een van die vereistes as jy 'n ouderling moet wees. As jy 'n ouderling wil wees of 'n gesiene man in die gemeente of in jou gemeenskap, sê die Here vir jou, jy moet jou eie huis eerste kan regeer. Jy moet as leier staan van jou eie huis en dit beteken persoonlike gehoorsaamheid aan God. Daarna strek dit na jou huisgesin toe, dit strek na jou kerk toe en dit strek na jou samelewing toe. Die sonde het dit verdraai. God noem manlikheid, dit is goed, dit is doelgerig en dit is verlosbaar. En die duiwel het gegaan en hy het dit presies omgedraai. Die Here leer ons in sy woord, ons as mans moet vlug van ons sonde af, ons moet Gods vrug najaag en ons moet die goeie stryd veg van die geloof. Ek gebruik hierdie in elke liewe begrafnisdiens, want ek vir die mense sê, jy gaan een dag voor 'n keuse staan. Die een ou sterf en hy pleit by Abraham en sê, stuur my terug, dat ek my broers en my familie kan gaan waarsku. En Abraham sê, hulle die profete, hulle die pastore, hulle die mense wat die evangelie verkondig, as hulle nie vir hulle luister nie, gaan hulle nie vir jou luister nie. Die tweede geval is waar Paulus hierdie skryf, en hy sê, veg die goeie geveg, die stryd om by die Here uit te kom. Julle, 'n stryd beteken, dit gaan partymal taaf wees vir ons as mans. Dit gaan partymal moeilik wees om op jou twee voete te staan en volkome op die Here te vertrou, en ek sê dit gereeld. Om die Here te vertrou is maklik as jou sene wees dit kan hou. Maar manne, ons gaan moet leer dat ons hele fokus moet Christus gesentreerd wees, want ons kry ons krag van hom. Manlikheid is deur God geskep, die sonde het dit verdraai. Ons is verlos deur Christus en ons vang ons krag in die Heilige Gees. Manlikheid is tot eer en verheerliking van God en is 'n seën vir hom af. Nou voor ek op ons einde kom, is my een vraag, gaan julle bereid wees om gevorm te word? As jy voor die Here staan en jy bid vandag in jou hart en jy sê, Here vorm my, moet jy weet, dit gaan dalk moeilik wees. Die Here gaan jou dalk tot op jou knie forceer. Die Here gaan jou dalk op 'n punt kry waar hy goed uit jou lewe uit gaan moet wegneem. Hy sê nêrens vir jou gemaklik wees nie, maar dit sal dit werd wees. Julle om sterk te wees beteken nie jy is te hard nie, dit beteken ook nie jy is te stil nie, dit beteken net jy staan vastig in Christus.
Julle, dis 'n eenvoudige besluit en dit sal beteken om weer geestelike leiding in jou huis te neem. Hoeveel van ons kan werklik sê ons neem geestelike leiding in ons huis? Hoeveel van ons doen werklik Bybelstudie in ons huise? En weet julle wat, as jy dit nie verstaan nie, leer dit. As jy nie die antwoorde het nie, gaan soek dit. Julle, ons moet eerlik begin word met onsself. Ons moet ophou wegkry daar waar God ons geplaas het. En as ons hier vandag wegloop, dan sê ons sal soos Joshua die Here dien. Nêrens het Joshua gesê hy is perfek nie, hy het net gesê hy kies. Dis 'n keuse, en dis 'n keuse van oorgawe wat hy het oorgegee aan die Here. Ek wil julle vandag vra, nooi die Here om jou te versterk en jou te lei. Nou om die Here ding vir my mooi by mekaar te bring. En ek weet ek het nou 'n hele paar slides hier gemis. En julle sien, dit is nie my sterkpunt hierdie nie. Maar afgesien van dit, staan ons op God se woord. God is nie klaar met een van ons wat hier is nie, hy is besig om ons te vorm. Ek wil julle vandag versoek, gaan leef dit uit met moed, met nederigheid en met hoop, want Openbaring 21 vers 8, vat hierdie teksvers, dit sê vir ons 'n vreesagtige man, en die Engelse woord sê dit, the cowardly. Hulle sal in die poel van vuur en swavel brand. God het ons nie geskape om cowards te wees. Die Here het nie plek vir 'n man wat 'n coward is nie. Daar's niks fout daarmee om emosies te hê nie. Julle, ons almal het emosies, die Here het vir ons gegee, maar ons emosies is nie wat ons dryf nie. En ek wil weer eens vir julle sê, wees versigtig om emosionele besluite te neem, want ek dink ons almal het dit al gedoen, van backfire het. Ek het net so 'n paar jaar terug 'n geval gehad waar ek van my een hond moes ontslaa raak en ons almal is hartseer soos 'n kind in die huis. En ons besluit om 2 SPCA honde aan te neem, want ons is nie op 'n lekker plek nie. Weet jy hoe dit gebackfire op? Ek sit nou nog met daai 2 brakke, ek kan nie goed ontslaa raak. As iemand SPCA honde so praat met my asseblief. Die probleem is, ons moet selfbeheersing kan toepas. Ons moet 'n punt daarvan maak om in die wêreld ons gesinne en families te wys dat 'n goddelike man het grit en deursettingsvermoë. Julle nes Adam nie vir God gevra het om Eva uit die tuin te gooi nie, sal ons ook soms op paal staan vir slegte keuses en besluite. Julle gaan as gesin partymal 'n slegte keuse maak, jou vrou gaan dalk 'n slegte keuse maak, maar manne besef een ding, jy gaan paal staan vir dit. En al wil ons sê ons vrouens moet gelukkig wees, is ons eerste verantwoordelikheid altyd teenoor God. Ons moet begin lei soos goddelike manne, en dit mag soms beteken jy gaan 'n ongelukkige vrou hê. Maar dan vra ek jouself die vraag, is dit beter om 'n vrou te hê wat tydelik ontsteld is, as wat jy eendag voor God moet staan en hy sê vir jou, hoekom het jy my nie behaag nie? Was dit vir jou belangriker as ek? Julle, ons vrouens is ons helpers, hulle is nie ons leiers nie. Net soos wat hulle nie die verantwoordelikheid moet neem vir slegte besluite nie. Hulle is daar geplaas dat ons die leiding moet neem, dat ons na hulle moet omsien. Julle weet, die Satan vervuil dit so, dat God plaas ons as God, man, vrou, kinders, en die Satan sê nee, dit is vrou, man en dan hy. Hy plaas die vrou oor die man en hy plaas homself oor die vrou. En julle, ek dink baie van ons hier sal weet, dat jy kan weelde en finansies sê en dit kom en gaan. As ek julle vandag moet vra, hoeveel van ons hier het al ons gatte iewers gesien? Dink ek almal gaan omtrent sy hand opsteek. Ek seker al van ons almal het iewers al 'n dip in die lewe gevat. Ek het vir 9 jaar deur so 'n dip gewerk. Ek het deur 9 jaar gegaan met ek in baadjies gegraai het om 'n brood te koop. En die Here het vir my gewys, Roan, daai goed kan weggaan, dit kan tot niet gaan, maar 'n verhouding met God sal altyd bly staan. Julle weet hoe ek op daai punt was waar ek nie uitweg gesien het nie, was God my enigste behoud gewees en ek dank hom vandag vir dit. Julle weet Jordan Peterson, en ek weet hy's 'n sekulêre sielkundige, maar hy sê 'n ding wat nogal by my geresoneer het. You should be the strongest person on your father's funeral. Hy sê nie jy mag nie emosies toon nie. Maar hy sê die mense moet kan sien dat jy is in beheer en dat jy kan funksioneer as die wêreld om jou uitmekaar uitval. Hy sê as jou pa doodgaan is 'n generasie tot 'n einde en die mense om jou moet kan sien dat jy kan pa staan om die volgende generasie verder te vat. Terwyl hulle swaar kry, moet hulle kan opkyk na jou.
Weet jy dat dit wys vir jou dat jy as man kan verby die katastrofie sien? En al is jy emosioneel, moet jy sterk emosioneel wees. Weet jy dat ek sien deesdae soveel video's, ek weet nie hoeveel van julle volg Amerika se politiek nie, dit is soms meer lagwekkend as ons in, maar mans wat TikTok video's maak wat openlik sit en huil oor Donald Trump besig is om illegal aliens uit die land uit te stop. En ek, waar in jou lewe kom jy aan dit? Ek skaam myself dood as my kind enige video oor 20 jaar bekry waar sy pa sit en chomp omdat hy illegal alien uit die land uitgeskop het. Julle, ons is gemaak vir oorlog, ons is gemaak om vir Christus te lewe. Ons gee alles en ons soek niks. Ons dien ons God, ons dien ons vrouens, ons dien ons gesinne en ons kerk, en ons lewe sal as 'n voorbeeld wees van 'n goddelike man, wat sal lewe en sal sterwe vir God en God se glorie alleen. Julle weet die psalmskrywer in vers 144 vers 1 sê, geloofd sy die Here, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer. Manne, ons is al lankal besig met 'n oorlog, ons het dit net nie besef nie. Die vyand het ons dalk voorgespring, maar het ons nog nie oorwin nie. Hierdie stryd waarin ons heiliglik gewerp is, gaan ons op ons knieë en in ons woord moet begin aanvat. Die duiwel is ons dalk een voor, liewe Here, maar die Here gee ons die krag om weer daarvoor te kom. Dit begin by ons hier vandag. Jy wat hier sit met die hoof en die priester van jou huis word, van jou familie en so ook in jou gemeenskap. En weer eens sê ek vir ons, God het nie sissies gemaak nie, maar manne met ruggraat, wat op God se woord en sy beloftes sal staan. Die wêreld probeer ons so oortuig dat om 'n man van God te wees, maak jou minder van 'n man. Ek kan vir jou sê, om 'n man van God te wees in ons samelewing vandag, maak jou meer van 'n man. Jy is bereid om vir iets te staan wat die hele wêreld haat. Jy is bereid om uit te staan vir 'n geloof wat die hele wêreld haat. Dit maak jou meer van 'n man, as wat jy saam met die hoofstroom gaan, net om die mense se bekke stil te kry. Deuteronomium 6, vers 5 tot 7. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met